hierdie les kyk wat ons opgeneem het vandag. Indien jy onseker was oor voorvoegsels en agtervoegsels en morfeme. Ek lees vir julle gou 'n stukkie en dan kan julle raai watter dier hierdie sal wees. Jou reuse dier, die mense lag vir hul plesier. Want waar het jy ooit gehoor van 'n stertjie van agter en 'n stertjie van voor? Nou as ek vir jou laat raai watter dier dit sou wees, dan sou dit jou laat dink aan 'n olifant. Nou om voor- en agtervoegsels beter te verstaan, kan jy onthou dink aan 'n olifantjie. So sy slurp as die voorvoegsels en sy stertjie as die agtervoegsel. Miskien op my tekenvermoë is nie so goed nie, maar as ons net so 'n olifantjie moet teken, sy wientjies en 'n stertjie, dan sal jy nou onthou dat hierdie die voorvoegsel sal wees. En die stertjie die agtervoegsel. Okay. Dan hierdie woordjie wat gewoonlik die woord wat jy kan afbreek wat die heel eenvoudigste is wat op sy eie kan staan, sê ons is die stam. So die liggaam van die olifant sal die stam wees. Nou as ek vir jou 'n voorbeeld kan gee, dan van woordjies soos onvriendlik. Dan sou die woord gewees het onvriendelik. Hierdie gedeelte van die woord is die voorvoegsel en hierdie gedeelte van die woord is die agtervoegsel. Ons noem ook soms die voorvoegsel primorfeme en die agtervoegsel noem ons postmorfeme. Okay. Nou ook belangrik is om te onthou dat voor- en agtervoegsels twee doele het. Die eerste een is om 'n gewone woord wat sy betekenis te verander en die tweede een is om die woordsoort te verander. Nou as jy kyk byvoorbeeld na die woord spreek wat 'n werkwoord is, as jy die agtervoegsel er bysit, dan kry jy die woord spreker, wat dan 'n soortnaam is. 'n Selfstandige naamwoord, meer spesifiek 'n soortnaam. So 'n spreker verwys na 'n persoon en spreek is iets wat daardie persoon doen. Daarom is dit die werkwoord. Okay. Nou met die tweede, met die eerste een wat ons gesê het, is om die betekenis te verander, is deur voorvoegsels by woorde te sit. Ek het vir julle op 'n aktiwiteit hierso. Soos julle kan sien, het ons 'n paar voorbeelde van voorvoegsels en agtervoegsels wat dan die betekenis van die woorde verander. Ek gaan 'n paar van die voorbeelde op die bord doen en dan vir julle verder verduidelik. As ons hier bo kyk na woorde wat ons moet verander, so die slurpie nou van die olifant hier voor om dit by te sit. As ons sê die woordjie gehoorsaam gebruik en ons wil hê dit moet die teenoorgestelde wees of dit moet wees nie gehoorsaam nie, dan sit ons die voorvoegsel on by.
So dan beteken dit nie gehoorsaam nie. So die voorvoegsel on is daar, so beteken nie. Dan as ons die voorvoegsel mis by 'n woord sit, byvoorbeeld misdaad, 'n daad is iets wat jy doen, so misdaad beteken dan dit is 'n slegte daad. So iets sleg wat jy doen. Om 'n voorbeeld te wys van 'n agtervoegsel, byvoorbeeld die woordjie loos. As ons dit aan die einde van 'n woord sit en jy sê sy is kinderloos, dan beteken dit sy het nie kinders nie. So loos en die agtervoegsel loos en die voorvoegsel on beteken dieselfde. So dit beteken daar is nie iets nie. OK. Ek sal vir julle hierdie notas afrol en dan kan julle dit in julle boeke plak om die betekenis van die verskillende voorvoegsels en agtervoegsels beter te verstaan. Dit is maar net iets wat jy ook uit jou kop uit sal leer en met tyd hoe meer jy dit gebruik, hoe beter sal dit vir jou wees, want dan sal jy dit beter onthou en nie hoef uit jou kop uit te leer nie. OK. Dan kan jy nou ook, as jy wel ekstra inligting gehad het, vir my kyk in jou handboek op bladsy 119. Op bladsy 119 het ons basies nou alles wat ek aan julle verduidelik het, is dit net mooi ook opgesom hier op bladsy 119. En wat julle nou vir my gaan doen, voordat ek een laaste dingetjie verduidelik, is jy gaan voorgaan na bladsy 121 toe en jy gaan vir my slegs nommer 1 tot nommer 5 doen. En as jy dit klaar gedoen het, dan gaan ons dit saam as 'n klas merk. OK, sodat ons kan kyk of ons die werk verstaan. So, die laaste dingetjie wat ek vir jou moes verduidelik het, is die verskil tussen 'n samestelling en 'n afleiding. So 'n samestelling het 2 stamme en 'n afleiding het 'n stam en 'n agtervoegsel of 'n stam en 'n voorvoegsel of albei. So die woord onvriendelik is 'n afleiding en nie 'n samestelling nie. As ons kyk byvoorbeeld skool plus tas. Sou gewees het skooltas. Hierdie woord kan op sy eie staan en daardie woord kan op sy eie staan. So dit is 'n stam plus 'n stam wat dan vir my 'n samestelling gee. So skooltas is 'n samestelling want dit is 'n stam plus 'n stam. Dan die afleiding het ons gewoonlik 'n stam plus 'n voorvoegsel. Byvoorbeeld, as ek dit hieronder moet doen, vir jou afleiding, het ons ontpit. Die woordjie pit kan op sy eie staan, maar ont het betekenis, maar dit is nie 'n woord wat op sy eie kan staan nie, nie in Afrikaans nie. So ont beteken ons gaan dit wegneem. So om die perske te ontput of die waterlemoen te ontput, neem ons die saadjies of die saad neem ons weg. So hierdie eerste gedeelte byvoorbeeld van die woordjie dra betekenis, want dit is nie 'n woord wat op sy eie kan staan nie. Maar die tweede gedeelte is 'n stam en daarom is hierdie woordjie 'n afleiding. OK. As daar enigiets is wat julle verder nie verstaan nie, is julle welkom om vir my te kom vra en onthou asseblief om aktiwiteit 5 op bladsy 121 te doen en slegs nommer 1 tot 5 vir my te voltooi.